Springbok Radio. Ook op Bok TV. Ek het twee spesiale gaste saam met my in die ateljee. Dit is Gion Nel en Rushni Ferguson. Nou, hulle speel die rolle van Choppy, Maree en Veronique. Dis nou Choppy se vrou in die drama of in die reeks Kelders van Geheime. Ons gaan nou alles oor kelders gesels, maar vertel my eers, hoe gaan dit met julle twee? Yeah, top of the morning to you. Chop chop. Do you see what I have to deal with? Every day. Elke oggend. Hallo almal, dit gaan lekker goed aan hierdie kant. Ja, hallo daar. So, sê gou vir my julle twee nou, julle is baie bekende en baie gesoute akteurs. Wat is vir julle die lekkerste deel van akteur of aktrise wees? Om rolle te vertolk wat that's not actually. Ek moet eers I must say to the listeners, guys, ek het net soveel Afrikaans bundles saamgebring, so as ek oor en weer vergewe my maar toe, ek sê nou al sorry. Dis okay, ek sê altyd my Engelse airtime raak op. Ja, nee, nee. Dis dieselfde, ons Same verstaan thing. mekaar. Same WhatsApp groep. Ek het baie free bundles. Wat is die lekkerste gedeelte van aktrise of akteur wees? Ek dink is om iemand te speel wat glad nie soos jy is nie. Ja. Ja, soos hierdie karakter wat ek nou speel, Veronique Maree, dis nou Choppy se vrou. Sy's 'n bietjie van 'n villain. Oh. So om al daai emosies te access wat ek nooit sal gebruik nie, is fabulous for me. Ja, en Gion vir jou? Ja, ek sal aansluit by haar ook om heeltemal jouself uit jou gemaksone te verwyder en bietjie meer te leer oor ander mense en in daai denkproses in te gaan van en mens leer ook soveel empatie met mense, ander mense rondom jou deur te probeer verstaan hoe hulle dink, hoe hulle voel, waar deur 'n persoon moet gaan, hoe voel dit om iemand te verloor en dan ook om daai dele van jou lewe dan weer terug te bring en te gaan delf daaraan te kyk hoe gaan ek nou die persoon 'n lewe gee. So ja, dis net om aan te sluit daarbey. Maar om iets te doen wat net glad nie in jou verwysingsraamwerk is nie. Ja, en nou, julle is baie kreatiewe mense. Kyk, ons almal in die entertainment bedryf is baie kreatiewe mense en jy is 'n kulkunstenaar ook, Gion. Ja, dis eintlik hoe ek in hierdie bedryf gekom het. Dis was 'n magician wat ek nog altyd wou gewees het van hoërskool. Ek weet net ek was ek so 9 jaar oud toe ek die eerste keer begin het. Ja, wat was jou eerste amper sê toertjie of wat noem jy dit? Yes, my eerste ene was ek dink ek het soos sponsies, daai badsponsies opgeknip en sulke sponsballetjies gemaak wat ek te verdwyn het en so Agter die oor uitgehaal het en so. ja. Ek leer nou baie van jou vandag. Ja. En Rushni, jy is 'n onderwyseres ook. Jy het kwalifikasies agter jou van onderwys. Ja, dance qualifications, so Okay. tap, modern, ballet, jazz en ek het by die Waterfront Theatre School geswat. En ek is 2013 daar klaar. Gaan ek nou oor see, toer 'n bietjie, saam met 'n band, sing 'n bietjie en toe kom ek terug en die eerste rol wat ek gekry het was David Kramer se District 6 Kanala. Oh wow. En ek het daar begin. Ja. So dis wat ek het kind of in dit ingeval. It was by chance dat iemand van die skool my gebel het en gesê het, listen, dis 'n audition, gaan, you'll be perfect. En ek het begin as 'n swing. Ja. En 'n swing is iemand wat al die rolle van almal wat op die verhoog is, moet ken. Oh In my case. word. In case iemand siek raak of iets en gebeur, dan moet jy net spring en go. So jy moet die hele Jy ding moet die ken. hele alles ken. Ja. Dis eintlik die grootste rol van die hele produksie. Dis waar ek begin het. Okay. Wow, so talentvol. Nou behalwe vir Kelders van Geheime. En ek het julle CV's gaan lees. Julle het baie dinge agter die blad. Julle het al baie dinge gedoen. Die rol so uit. Wat was die lekkerste rol wat julle elkeen al vertolk het? Jessie, dis ook 'n moeilike ene. Dit hang nou af of dit nou in teater is of TV, want dit is ook teater en TV is ook twee totaal en al verskillende mediums. En want ek het gunsteling rolle in teater waar ek ook dan nou gunstelinge karakters het wat ek op TV gedoen het. Soos in teater byvoorbeeld is dit maar van my begingoeters wat ek gedoen het en hoe ek toevallig in hierdie bedryf gekom het. En dit was nog saam met Martinus Basson in die begin waar ek so half 'n engelduiwel moes gespeel het, so half totaal en al wat hulle nog hierdie protese op my gesit het, my rug met sulke vlekkies en so half make-up gedoen en latex horings op my kop gesit. So dit was 'n hele transformasie geweest wat ek nog nooit nog nooit gedink eers om so iets te doen. Ja. So daai staan so half vir my uit en dan natuurlik ook soos die Nêrens Noord-Kaap waar dit so half begin oorvleuel het. Dit was teater, maar toe word dit 'n TV-reeks en daai is ek nogal baie naby, net omdat dit so
soveel jare gestap het met daai karakter en dan ook nou 'n nuwe ene wat nog uitkom een van die dae. So dit is ook so half 'n ding wat ek al 'n hele paadjie. So dis die twee wat so half vir my uitstaan, maar yes, daar's eintlik so baie. I don't know, jy verstaan wat ek bedoel. Mens kan nie jy wil so half een maar Dis asof elkeen op sy eie manier die spesiaalste kan wees. Maar dan is daar ook party waar jy wegstap en jy gaan dankie tog, ek hoef dit nooit weer te doen nie. Daar is vir dit ook. Hulle sê mos elke sport het sy beserings. So dit val nou daar. En vir jou, Roshni? Vir my was dit seker maar Langarm. Ja. Toe ek die rol van Angelina gekry het in Langarm, dit was my eerste lead wat ek gekry het. And, you know, it's the first time you're on the billboard en jou gesig is bo kan die Few God Theatre se entrance and so on. So dit was vir my die grootste een because ek moes geleer het hoe om ballroom dancing te doen. Oh. Ek like a challenge. Ja. So ek moes die cha-cha geleer het, ek moes die rumba geleer het, ek moes die tango geleer het. So dit was vir my, because it was so challenging, not necessarily the acting part, it was die dans vir my, because it's iets wat ek nog nooit gedoen het nie. Ja. En dan in die TV, ek dink hierdie karakter wat ek nou speel is my gunsteling een. Is dit? I get to live through her. Ja, maar dit is so lekker hoor. Ek moet lekker om 'n sê villain te speel. ek kan sien ek geniet dit. Dit is so lekker, mens geniet dit, maar aan die ander kant is ook dieselfde tyd waar mense agterkom. Jo. Because sometimes you cringe and Ja. you're like, really, do I really have to say this thing? Do I really have to be mean to this person? Maar is baie lekker om dit te speel. Ja, ek gesels met die twee van, hoor hierso, die mense sien uit hierna. Dis kelders van geheime. Dis Gion en Roshni wat by my is, Choppy en Veronique Maree. Okay, so, ek wil natuurlik alles weet. Wie is die grootste villain? Wie gaan dood? Gaan nou mense dood? Wat gebeur? Vertel my net so, sonder om iets weg te gee in die begin. Waaroor gaan hierdie reeks? Ek gaan net met 'n vinger wys na die grootste villain toe. Sê niks nie. Wow. Follow my eye. Onder die bus, dankie. Ek sê net nee, maar villains nee, ek gaan niks weggee nie, maar ja, dit is die naam van die show sê eintlik alles, Kelders van Geheime. Dit is en ook lekker klassieke telenovela, daar's die intriges en die goeters wat gebeur en die karakters wat mens moet leer ken en dan bietjie 'n verhouding mee moet ontwikkel en dis wat nou lekker gaan wees want dit gaan nou elke dag 6 uur wees. So mense gaan en die kykers gaan nou die tyd hê om almal te leer ken en daar's soveel karakters en ook die akteurs wat hulle gekry het vir dit is dis ongelooflik. Ek weet nog steeds nie eintlik hoe hulle dit reg gekry het nie. Van gesoute akteurs, veterane, as mens kyk na Sandra Prinsloo, Nick de Jager, Bromilda en ja, en selfs die jong akteurs wat net deurkom. Dis ook nou lekker die eerste keer om nou saam met Roshni ook te leer ken en te werk en ons werk baie saam want ons het 'n interessante verhouding, Choppy en Veronique. Ek gaan ook nie veel sê nie. Julle sal vanaand sien. Soen julle. Julle sal vanaand sien wat gebeur. My goodness. Ja, sal vanaand sien, maar yes, daar's eintlik so baie en ons koppe draai vir my nou op die oomblik nog so verskriklik want ek dink ons het so half gelees tot by episode 50 of daar rond. Ja. En so die storielyne en goed is alles so in my kop de mekaar so en ek wil nou ook nog mooi praat nie om iets weg te gee. Ek kan nie presies lekker onthou wat die eerste 5 episodes is, so dis ek's eintlik so opgewonde om so af te gaan. Jy wil ook self gaan kyk. Ja, ek wil self nog gaan kyk en ook om te sien wat die ander karakters gedoen het want jy's so betrokke met jou eie storielyn, so jy weet nie wat die ander mense gedoen het nie, so ek's net so opgewonde vir hulle. Ja. En ja, dis ek weet ek praat nou vinnig en baie, maar dis Dis excited. Maar wat ek love is ons daai episodes kry en ons kan vooruit lees en dan raak dit so stil. Ja. Op in die basecamp, Ja. maar ek was so stil in die green room en dan hoor jy net hier in 'n hoek. Dan hoor jy net daar in 'n hoek. So daar's iets vir almal. Daar's iets vir almal, 'n karakter vir almal. You can kind of see normal stories. Ja, want dit gaan oor 3 families, oor 3 gesinne op die wynplaas en is geskied hier, was dit in Wellington? Plesier, ja, Plesier wynplaas. Ja, die wynplaas. Dis in die Parel in Franshoek. Ja, Parel en Franshoek, ja. So dit is hier plaaslik geskied en dit gaan oor 3 families. Gee my net so vinnig Roshni agtergrond oor die 3 families. Die 3 families oor die Marees, hulle bly op die plaas. Hulle is die hulle eienaars van die plaas. Die familie is al vir ek weet nie hoeveel jare daar nie. Seker maar like amper so Yes, ek dink is 1700s rond. something like Ja. that. Ja, hulle is al daar en dan is dit nou die susters en hulle is die familie wat nou saam met ons op die plaas hulle werk, they run the farm en so on en dan is daar 'n derde familie. Ja, maar dan dis familie, maar ook dan nie regtig die familie Ja, nie. Dit it's is kind of is mense wat in en uit en Ja. that's linked to the families Okay. wat nou op die plaas bly en
die geheim. Ja. En dis hoekom die naam Kelders van Geheime is. Nou dit is vanaand begin dit om 6:00 op ETV en ek wil regtig almal uitnooi. Jy weet nie, ek as kind, ek het Duiswell Lives gekyk destyds. Jy mis nie 'n episode nie, want jy wil weet of Marlena nou weer vanaand gepossess is. Exactly. Ek het nou die ander dag gesien sy's weer possessed. I was like, oh wait, is dit alweer? Circle? Wat gaan aan? Is dit nog aan die gang? Hoorie, daar's miljoene episodes. Ja. So dit is wat ek vir julle toewens vir Kelders van Geheime en ek sien uit daarna om weer net 'n lekker program te hê waarna ons kan kyk in die aande as jy nou klaar maak met die kinders. Almal gaan sit en eet gou-gou. Kelders is op en jy kyk nou weer wat maak Choppy vanaand met Veronique en wat gaan aan en al daai geheime. So dankie. En Afrikaans op Dankie, ETV. Dis ook al die eerste keer wat dit nou daarop wat hulle Afrikaanse reeks wat hulle nou so groot ding wil doen en dit is fantasties, wonderlik om vir 'n groter gehoor nou iets te gee om bietjie te deel mee. Ja. Veral in Afrikaans nog steeds. En ek dink ook die luisteraars of die kykers sal kan relate daarmee omdat dit net 3 families van die Boland En is. almal het geraamtes in die kas. Dat ek ken nie 'n familie wat nie 'n ietsie weggesteek het of ietsie onder die mat gevee het hier en so. Ja. So there is something for you can live through the characters. Maar ja, daai geraamtes, daai baie keer letterlik. Gee my nog, ek wil nog hoor. Maak seker julle kyk. Dis Kelders van Geheime vanaand 6:00 op ETV. Jy wil dit nie mis nie. Gion Nel wat Choppy Maree speel en Roshni Ferguson wat Veronique speel. Dis Choppy se ambasieuse vrou. En die woord ambasieus moet ek baie beklemtoon. So dankie dat julle ingekom het en ek sien uit na vanaand. Dit gaan regtig lekker wees om daar te sit en julle op die kassie te sien en seker te maak julle raak deel van die familie in die huis. So baie dankie daarvoor en baie sterkte en ek sien uit om hier op seisoen 140 weer met julle te kan gesels. Yes. Ek gaan ons dan nog lewe. Dan loop hulle met sulke kieries, maar dis nog steeds op. Dankie julle en lekker dag vir julle. Baie dankie. Baie dankie. Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.